ons het getrou en die volgende dag PE toe getrek. So hy het by vir die Kings gaan speel. Ek het met 'n gepakte kar troue toe gery. Japan toe getrek. Wat dit veroorsaak het, weet die dokters tot vandag toe nie. Hulle kon nie 'n virus optel nie. Hulle het gekweek daar in die lab en alles gekyk. Hulle weet nie wat se virus my so siek gemaak het nie. Al my organs, alles het net, my hele stelsel het ingestort. So die Here het soos 'n komme stop knoppie op my lewe druk. Obviously ek wil alles die natural way doen en ek kon nie, want hulle het my heeltyd met kortison ingestort en antibiotikas probeer en ek onthou ek weet nie of die eerste of die tweede nag was in die hospitaal en ek net vir hulle gesê het soos ek kan nie meer dit doen nie. Ek kan nie meer dit doen nie. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Hy sien jy wanneer nie naby my kom nie. Hy wou nie naby my kom nie. Hy was bang om al die drade en alles te sien. Die het vir my so 'n mooi prentjie kom gee waar daar 'n golf oor my kom. En ek verdrink in die water. En hy sit sy hand in die water in en hy sê vir my ek moet sy hand vat. Soos wat ek my lewenstyl begin verander het, so het alles begin genees. So ek glo regtig the body can heal itself. Die Here het dit so design. En ek het begin gesond raak. My leaky gut syndroom het weggegaan. Ek het so baie energie gehad. Die siste is weg, die gewas is weg. Al hierdie goed het net so begin genees dat ek soos wow, this is real. Die Here het net vir my gesê jy's 'n instrument en as jy nie goed voel nie, kan ek jou nie gebruik nie. Ek het actually gister hierdie gesprek met my sussie gehad ook. Waar 'n vrou vir my gesê het sy voel kos bring soveel spanning in haar huis. So nou sy gespanne oor die kos. En sy weet nie regtig wat sy moet eet nie. Nou bring dit spanning op haar kinders. En spanning teenoor maar eweskielik is die hele home environment daarmee heen, want niemand weet wat hulle moet eet of is dit nou goed vir my of is dit nou sleg vir my nie. En die spanning wat dit in die huis bring en ek sê if I think of life in abundance en wat die Here vir ons kom gee het, is dit nie dit nie. Is routine, is werk, skool, dis dit gaan net so. And we don't do this stuff anymore that lights us up from the inside. Hoekom dink jy dra vrouens soveel guilt en shame wanneer dit kom by health en wellness? Hoekom is daar so baie pressure? Ja. Jy vra goeie vraag. Minette. Wat is die konteks wat ek nodig het om die vrou wat vandag voor my sit beter te verstaan? Waar begin jou storie? My storie begin in Nelspruit. Nelspruit groot geword, 4 kinders. Dit was besig, ek's nommer 3. En ja, van daar af het ek Stellenbosch toe gegaan. En daar geswat. My man in my eerste jaar ontmoet. So ons het lang afstand gedoen vir 3 jaar, Sure. wat ook interessant was. En ja, ek het daar gaan drama swat en van daar af vir die lewe sy draaie begin maak. Dis ek onderwys gaan doen in Pretoria, PE toe getrek, Japan toe getrek, teruggekom met COVID. So ons het al baie rondgetrek, ons het al baie nuut begin en moes baie aanpas op plekke. En nou is ons in die Kaap en ons is gelukkig. Ek het 2 kindertjies, graad 2 en graad RR en ja, die lewe is op 'n goeie plek nou. Dis goed. Ja. Ek voel daar's baie om daar te unpack. Daar is waar, so baie. waar dit was en waar jy nou is. Ja. Watse dele van jou kinderdae staan vir jou uit? Wat het jou geshape? Ek dink om 'n familie van 4 groot te word en sibling liefde is amazing. Ek dink dis 'n groot gift ook om so goed met jou siblings oor die weg te kan kom. Baie geseënd om in 'n goeie huishouding, streng huishouding groot te word. So my pa, hulle is Hollanders, so dinge het baie is 6 uur sit jy aan die tafel. So baie streng groot geraak. Maar baie beskermend groot geraak. My ouers was, ek dink eers wanneer jy self 'n ouer is, besef jy wat jou ouers vir jou gedoen het. Ek dink nie jy kan voor dit regtig besef wat hulle vir jou gedoen het nie. En vandag as ek terugkyk, sal ek baie keer hulle bel en sê,
Shit, soos, dankie vir die, of dankie vir daai, of dankie vir al, jy weet, dat julle, maar as steeds vir kom kyk het, pappa vir 2 minute, soos, al die pad gery van die werk af, dit voel net so normaal, maar ek dink nou besef ek die waarde van daai, ja, wat vir my baie special is, soos wat ek ook nou 'n mamma is. Jy's integrated nutrition, dis wat jy doen. Ja, integrated nutrition en dan doen ek die coaching, health coach werk. Hoe het Coach die vrouens daardeur, ja. Hoe het jy tot op daai punt gekom dat dit jou ding is wat jy doen? So ek het alles behalwe gesondheid groot word. Ek het nooit besef dat dit wat jy eet en dit hoe jy voel enigstens gelink is nie. En die hele journey het in Japan begin. Ek het baie gesukkel met my gesondheid. Ek onthou op Stellenbosch, hoe een van die dokters, want ek is elke 2 maande op antibiotika. Ek was permanent siek. En as gee hulle net heeltyd vir jou kortison, want jy is op die stage waar jy moet net deur dit werk en deur dit kom. En wat sy vir my gesê het, ek moet eintlik net in 'n bubble leef. Dis al hoe ek nie allergies gaan wees vir alles om my nie. Constantly bloated, fatigue, ek spot altyd en sê ek het in 'n Varsity Cup final game aan die slaap geraak een keer. Dis so chronically fatigued ek was. En dit het alles, in Japan het dit alles raak bottom vir my getref. En dit is waar my hele journey begin het. The Japanese way of living, revelation of health gekry. En 360 vir my gedraai. En dis, ja, waar alles begin het. Voor ons daai verder unpack, Yes. hoe het jy in Japan gekom? Vertel ons die storie van na skool tot Japan. Okay, so ek en my man is getroud, hy het vir die Bulle gespeel. En toe, dis eintlik crazy as ek nou daar terugdink. Ons het getrou en die volgende dag PE toe getrek. So hy het vir die Kings gaan speel. Ek het met 'n gepakte kar troue toe gery. Ja, crazy. En ons het PE toe getrek en dis daai fase by die Kings, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar hulle nie geld gehad het om vir die spelers te betaal nie. So dit was 'n baie challenging fase. Ons is pas getroud, ons kom daar aan en hulle kan nie vir ons salaris betaal nie. Sure. Ek is in die onderwys, so obviously ek verdien nie great geld nie. En toe het ons vir die Here vertrou vir 'n breakthrough. En ek het nog by die skool bedank. Ek het gesê, ek het bedank en gesê, ek gaan ons 'n plek iewers anders kan. Hulle het gesê, waartoe gaan jy? Ek het gesê, ek weet nie. Maar die Here gaan vir ons 'n deur oopmaak. En toe het die Here 'n kontrak in Japan gekry en toe het ons Osaka toe getrek. Life changing. Een van die gebeurtenisse wat my forever verander het. Ek speel altyd en sê as ons môre op 'n vliegtuig kan klim, sal ons teruggaan. Ja, dit was life changing daar. Wat het also gebeur? Hoekom is dit life changing? Wat het dit vir jou beteken? Wat het dit vir jou ingehou? So ek dink om as 'n jong getroude koppel in 'n land te kom waar alles anders is. Alles ryk anders. Jy kan nie die taal praat nie. Alles funksioneer anders. Ek dink was vir ons baie challenging in die begin, maar toe dit die mooiste journey geraak van net wees. Ek dink Japan, omdat dit so verskriklik veilig is, almal is so down to earth, almal se huise lyk so of dieselfde. Daar was nie 'n mansion nie en 'n klein huis daar. Jy kan half net wees. En dit was die lekkerste ding van Japan. Is ons het 'n baie nice community gehad. Ons het partykeer dan ek en my man het op die trein geklim en randomly op 'n plek afgeklim en dit is so veilig. So jy kan enige plek het afklim, dan loop ons rond, ander kosse begin eet. Ek was daai regte rysvleis en aartappels girl, tipiese Suid-Afrikaner. So vir my was dit baie challenging want ek het net pasta en croissants geëet soos vir die eerste 2 maande want die kos was vir my te vreemd. En toe my gesondheid regtig, ek het leaky gut syndrome begin kry wat verskriklik erg was. En toe het ek net op 'n punt gekom en gesê ek gaan oorgee. Ek gaan die kos saam begin geniet. Ek gaan oopmaak vir die culture. En ja, ek dink is so kwaliteit tyd as ons 'n nuut getroude koppel in so 'n land te wees. Ja, ek het actually ons het 2 jaar in Osaka gebly en toe 2 jaar in Kamaishi waar die tsunami getref het in 2011. Sure. Daai dorp is so rou en nog van daai gebeurtenisse want meeste van die mense, jong mense daar het hulle families verloor. So het sy daar in daai visserman dorpie ook gebly en geboorte gegee daar.
Ons moet 'n Sure. hospitaal geboorte te gee, wat julle nie mekaar se taal kan verstaan nie. Wow. Wat was ook net die Here se genade daar en dit was amazing. Jy het net ons het gaan braai langs die rivier en ons het net daar's nie daai rush daar nie. En alles werk wat amazing is. So die treine werk, alles is op tyd. Ja, en toe ongelukkig toe ons het teruggekom vir vakansie. Met 2, 3 tasse saam my dogtertjie nog en toe het COVID gebeur en toe kon ons net nooit teruggaan nie. Sure. Ja, Ehm, dat was taaf. Ja, ek kan dink ons gaan nou daai aanpak. Dit is my 'n interessante konsep om te dink ons as Suid-Afrikaners wat lewe in 'n vreemde land. Ek dink nog Australië kan 'n mens redelik aanvaar want dit is mos nou baie naby aan hoe dinge hier by ons is, maar ek onthou die eerste keer toe ek en jy gepraat het en jy sal enige tyd teruggaan, toe ek soos maar Ja. En ek dink soos kleer daai bietjie vir my in hoe soos eerstens ek dink obviously jy het gesê community is baie belangrik want ek dink jy kan baie vinnig baie alleen en baie vreemd voel in 'n vreemde land. Veral jy's jonk getroud, starting a family, al daai tipe elemente. En ek dink daar's baie mense wat nou 23, 24, 25 jaar oud is wat dalk in dieselfde posisie as jy is, wat die man oor see wil gaan werk of die vrou oor see wil gaan werk. Ek ken actually mense in my kringe wat dit die situasie is. En ek dink dis obviously 'n baie groot besluit. Dis 'n lewensveranderende besluit en ja, dalk is geld die motivering of 'n beter leefstyl is die motivering of daar's 'n wortel wat dit makliker maak. Maar wat het julle gedoen wat dit vir julle so gehelp het om te kan insettle? Wat was die secret om in 'n vreemde land soos Japan van die beautiful Kaap af te trek en dit so goed te ervaar? Ek dink eerstens, voor ek jou vraag antwoord, wat 'n goeie vraag is, wil ek sê, as jy die geleentheid het om te gaan. Okay. As jy die geleentheid maak om te gaan. As daar 'n geleentheid is, gaan. Ek dink om oor see te bly, gee vir jou 'n nuwe perspektief op die lewe. En wat regtig saak maak. Onthou met jy mis troues, ek het my eie broer se troue gemis. Wow. Want ek was te ver swanger om te vlieg. Weet jy besef net waaroor die lewe gaan. As jy daar ver in 'n ander land sit, dink jy waardeer jou familie meer. Ons het baie video call en FaceTime experiences gehad, maar ek dink net ons het verskriklik baie quality time saam gehad en ons het baie dinge vir die eerste keer ervaar en om te travel en nuwe ek dink ek en my man, ek dink wat in ons gun stel, ons hou van nuwe dinge. Ons is nie bang vir verandering nie. Alhoewel verandering moeilik is, maar ons is nie bang, ons pas maklik aan. En my skoonpa sê altyd vir my, die mense is die mees aanpasbaarste ding. En dit is so, jy pas so vinnig aan. Ek dink net om regtig in die culture in te gaan en te leer. Ek het begin alles leer oor die Japaneese lifestyle. Ek het my kimono gaan aantrek, ek het gaan matcha drink, ek het ceremonial teas bygewoon. Ek het net regtig ek wou net die culture so groot, is so anders. Dis hoekom as mense my vra as ek oor see wil gaan, want ek wil net gaan waar die culture anders is, want ek wil daar gaan experience, ek wil weet hoe hulle dink, ek wil sien hoe hulle eet anders as ons, hulle eet nie uit borde uit nie. Hulle het soos wat ons vir die kinders bordjies opmaak, hulle het soos kompartemente en al die verskillende kos en ek weet nie, dis my net, ek dink mense moet net gaan oopkop en regtig die land gaan experience en hulle goed eet en met hulle mense praat en kommunikeer. Ek dink die snaakse ding, my man was baie goed met die taal, want hy het saam met die Japaneese gewerk, so baie vinnig die taal opgetel, wat ek het nie. So ek het charades gespeel die hele dag. En dit was so lekker. Ek is dus dan ek wil nou 'n foto print, dan moet ek vir hulle verduidelik. Ek wil 'n foto print. 30 seconds every day, all day. En ek weet nie, ek dink mens moet net die beste daarvan maak. Soos die Here het mense vir 'n rede daar geplaas nou en ek dink om te connect met die Japaneese. En by ons nou of wat so land jy ook al gaan. Soos gaan embrace dit. Dis so 'n groot blessing, het my so baie verander. Dit tot my kleredrag verander want ek dink ek het myself daar meer gevind en myself leer ken. Vir wie ek is. Want nou jy gaan as 'n clean, niemand ken jou nie. So jy gaan in 'n clean slate. So jy kan so half kies wie en wat jy wil wees. Wow. So net en dan net jouself. So jy nie make-up uitgaan, Japaneese kan niks worry nie. En vir ons Suid-Afrika voel ek daar's hierdie
ding rondom hoe jy lyk en wat jy doen. En daar was dit net real en niemand worry nie. Wat is die grootste les wat jy voel julle tyd in Japan vir jou geleer het? Wel, ek het in Japan my revelation of health gekry, wat vir my life-changing was. So, ek het op 'n fiets gesit in die gym en ek het 'n podcast geluister. En hulle het gepraat oor die boek Every Body Matters. En hy het gesê, your body is an instrument and not an ornament. Wow. Ek dink in die space waar ek was, is hoe jy lyk, was nogals redelik belangrik. Ek dink ek het met jou geshare, ek het hierdie sê ding gehad, wat ek altyd gesê het, ek voel eintlik embarrassed om dit te sê, maar soos, sweat like a pig, look like a fox, soos, dis jou mentality, en nou as ek terugdink, is ek soos, maar dit is so universiteit en alles, dis hoe jy gecondition of is, en die Here het net vir my gesê, jy is 'n instrument, en as jy nie goed voel nie, kan ek jou nie gebruik nie. Ek het soveel planne vir jou, ek het soveel wat ek met jou wil doen, maar jy het constantly moeg, jy het leaky gut syndrome, jy voel nie goed nie, jy is siek, jy moet soos, en daar, dis toe ek begin, dis toe dit vir my klik, dat dit wat ek in my mond sit, kommunikeer met elke geen, met elke bakterie, en dit kan my gene se expression verander. Wow. So, daai was vir my een van die most life-changing thing, want dit obviously die hele trajectory van my lewe verander. En ek het begin oplees, alles oor gesondheid wat ek kan. Ek het die Japanese way of living begin bestudeer. Ek het baie met die Japaneese gepraat. Hulle life expectancy vir 'n vrou is oor 85, Suid-Afrikaners in 65. Sure. So ek wil net geweet het, wat doen julle anders wat ons as Suid-Afrikaners mis? Want obviously doen ons iets verkeerd. In terme van nutrition en hoe ons na onsself kyk. En hoekom kan die vrou in die gym langs my 80 wees en ons doen dieselfde klas? Dit maak nie vir my sin nie. So ek wou daai gaan uncover. En ek dink dit was die grootste life-changing ding wat in Japan vir my gebeur het. Verduidelik vir ons jou health revelation bietjie meer. Eerstens, ek wil die Japanese way of living beter verstaan. Okay. Like, what exactly is that? En dan, as jy sê health revelation en daar wat God vir jou gesê het, soos, hoe het jy dit gevat as this is what I need to do with my life? Like, hoe het jy gevoel dat daai urgency nou op jou lê, om dit wat die Here op jou hart geplaas het, nou in 'n werk, in produkte, in 'n besigheid, in 'n iets te omskep? Ek dink die Here het dit so organically gedoen. Ek het net begin lees daaroor. Ek het begin beter voel. Ek het sommer vir soos 'n health, Japan is baie streng op health check-ups. Hulle kyk heeltyd soos, wat is jou age nou according to your life is. Soos jou discovery age. Hulle is baie streng op sulke goed, en ek gaan toe vir 'n scan, en hulle sien toe klomp siste in my bors en 'n klein gewas wat nie kwaadaardig was nie, maar ek dink daai was ook so, ek het so half gevoel my body fail my. En ek dink daai was die dryfkrag, want soos wat ek my lewenstyl begin verander het, so het alles begin genees. So ek glo regtig, the body can heal itself. Die Here het dit so design. En ek het begin gesond raak. My leaky gut syndrome het weggegaan. Ek het so baie energie gehad. Die siste is weg, die gewas is weg. Al hierdie goed het net so begin genees dat ek soos, wow, this is real. So ek dink dit het so organically gebeur. En toe ek my dogtertjie kry, toe begin ek oplees oor child nutrition. En toe moet ek vir die kind begin kos gee op 6 maande. En toe ek het nog 'n page begin op Instagram, baie bold move, Mianay en Mommy's, my dogtertjie se naam is Mianay en Mommy's Meals. En ek het begin post wat sy elke dag, oggend, middag, aand eet. Want nou is ek so op by die huis, my man is by die werk, soos en ek is so lief vir kos, en ek is so lief vir dit, en ek het net soos hierdie following begin kry, want obviously sy het anders 'n tipe kos geëet as wat Suid-Afrikaners eet, want daarso kry jy predominantly net real food. En dis so ek begin besef het ook, ek dink dit net so organically gegroei, en toe met COVID, toe is my man, toe kan hy nie werk nie, en toe is ek soos, hey, maar ek kan swat. En toe begin ek swat, en toe begin ek 'n holistiese prentjie kry, want ek het in Japan baie goed geëet. Maar ek het net een gedeelte van die legkaart gehad. So ek het basically, I try to eat perfectly, which I don't recommend. Want mentally is it exhausting. Maar ek het die mental health aspek van dit
en rus en al daai goed het nog nie vir my geklik nie. I was new into motherhood. Ek dink die moeilikste transition into parenthood en ek dink ouers kan relate is dat jy wil alles doen wat jy altyd kan doen, maar nou kry jy kinders by. So jy wil nog steeds dieselfde pas hê, jy wil nog steeds alles doen, maar jy kan nie. So om daai holistiese prentjie te gekry het van ek kan rus en ek kan baie keer sê ek is te moeg of ek moet 'n breek vat want as jy 24 uur by jou kind is van elke dag and you never get a break. Dis die grootste blessing, maar ek het nie die mental health aspek van dit geklik nie. En ek wil alles perfek doen wat jy nie kan doen nie. So en toe dit net organically gebeur, het ek by die Institute for Integrative Nutrition geswat, besigheid begin en dinge het net begin rol. Ja, so dit is so en jou vraag te antwoord die Japanese way of living. Jy sal na gym, sal die mense in 'n onsen lê, wat 'n onsen is soos minerale in 'n bad. En hulle lê en chill net daar. En ek is soos, het julle nie goed om te doen, stuff to achieve, you know, en hulle is soos, chill net daar. Jy weet, en hulle het massage chairs, wat jy in lê na gym, en mense is so aktief. Ons het die kar gehad die eerste 2 jaar nie, so ek het my fietsie gery, gaan inkopies doen. Ek dink daai hulle eet ook heeltemal anders as ons. In die hospitaal vir ontbyt het ek vis gekry, rys, fermented veggies, gewone vegetables en sea vegetables. Dis wat ek vir breakfast gekry het, want hulle glo hulle moet die mom nourish. Wat presies is 'n sea vegetable? Vegetables wat uit die see uitkom, so dis jou seaweeds en jou daai tipe. Okay. En hulle, dis wat ek bedoel met die Japanese, hulle sê baie anders en hulle is baie groot. Ek het 'n kollageen ook en hulle is baie groot op kollageen. So sê net maar, my man is beseer gewees. Hulle gee nie vir hom allerlei medikasie nie, hulle gee vir hom collagen. En ons as Suid-Afrikaners is soos, jy weet, waar is die medisyne? En hulle sê, no, here's the collagen, you need to rest. Wat profound was. Baie interessant. Okay, kom ons raak prakties. Okay. Waar begin 'n mens? Jy kan spesifiek praat nou in terme van vrouens as jy wil fokus op female health, maar iemand luister na die podcast en hulle voel dieselfde. Hulle voel hulle lewe kan beter wees. Hulle kan beter opshow. Ek dink is beautiful hoe jy die framing het van ons wat God se wessel is om te gedoen wat gedoen moet word. En hoe om mooi, ek meen die Bybel sê ons liggaam is 'n tempel, maar ek dink ons besef nie altyd what does it actually mean nie. Soos wat beteken dit? En ek dink jy het 'n baie mooi manier om dit te frame in 'n sens van jy moet goed voel, jy moet energie hê om vrug te kan dra, om sy werk te kan doen. Waar begin daai journey? Soos moet jy eers toetse doen om jouself te leer ken van soos wat ons persoonlikheidstoetse doen, gene testing of waar begin daai journey? En wat sal die eerste stappe wees? So ek het redelik 'n baie spesifieke approach wat ek vat. Baie holisties. Ek werk self met dis 'n vreemde konsep, maar ek werk self met die konsep van primêre kos en sekondêre kos. Dat sekondêre kos is die actual kos wat jy eet, maar die primêre kos is jou home environment, jou relationships. Daai tipe goed, want dit trigger als tog op die einde van die dag hoe jy eet werk. Jou career, as jy besig is, beïnvloed dit hoe jy eet. So ek gaan sit altyd met vrouens en dan gaan kleer ons daai prentjie of dit obviously van die vrou af rippel dit in die hele gesin in. Ek glo dat ek het eendag 'n man gehad wat sy vrou by my geteken het want hy het so gemis om so lekker te eet. Om net daai prentjie in te kleur. So dis waar ek begin en dan voel ek altyd, jy weet, veral ons vat so 'n all or nothing approach. Dus maandag begin ek, niks suiker, niks carbs en daar gaan jy in die week in en teen donderdag amper sê ek iets ek moet op 'n podcast en jy's ek wil. Jesus, ek kan nie volhou met dit nie. So ons gaan kyk wat is actually doenbaar. Wat is iets en dan sê ek we try to overcomplicate health. Jy weet dis al hierdie superfoods en jy moet dit en is hierdie en daar, maar go to the basics. God made food into God made bodies. 80% van die keer. 20% van die keer hierdie the cook. Live, because that's feeding your soul too. En dan kry sonlig in, rus, slaap,
baie belangrik. Jy moet slaap. Hê van. Wanneer laas het mens van geschedule? Want daai tipe goed is so 'n deel van mense gesondheid, want ek sê op die einde van die dag kan jy alle broccoli in die wêreld eet. But if you're not healthy on the inside, gaan jou liggaam nie gesond wees nie. Want die gut het ook wat ons noem, is dit mind-body connection ook. So, as jy mentally nie op 'n goeie plek is nie, affekteer dit jou actual fisiese gut, waar jou immuunstelsel lê in jou gut. Jou serotonin production lê in jou gut. So dit is so hierdie, everything is connected. So ons begin met die basics. En dan sê ek, en movement. Kan jy, ek sê as prins nie exercise, but movement. Kan jy vir my 15 minute stap vandag? Is dit doenbaar? Ja, dit is, kos begin daar. Klein goedjies wat ripple in groot lewenstylveranderinge. So dis waar ek altyd sê, die toetse is amazing. Dit help my obviously. As jy al die toetse kan doen en ek weet presies, okay, jy moenie hierdie eet nie, ons moet daai eet, ons moet fokus op hierdie, help dit. Maar anders, just start at the basics. Doen nie basics, die fundamental goeders. Probeer een ekstra vrug in jou dag inwerk en 'n ekstra veggie vanaand. Begin daar en dit sal ripple en iets groter in. Jy het gepraat nou van as jou mind nie lekker voel nie, of as jy nie emotionally op 'n goeie plek is nie. Ja. Wat doen jy om jouself emotionally op 'n goeie plek te kry? Hy is 'n baie groot voorstander van journaling. Baie. Ek kan voel as ek 'n dag mis. So vir my is en stilte gaan saam met dit. Ek kan nie selfde tyd as my kinders opstaan en probeer journal nie. So it's not gonna happen. So ek moet en so is elke season anders. Ek het dit probeer force toe my kinders klein was. En ek was so moeg dat dit basically nie gehelp het nie. Want ek het net al gesit en niks kon. So ek dink so elke season het sy goed. So vir dit het ek journaling en ek het 'n tap dancing klas. Interesting. Saam met 'n groep vrouens wat ek love en ek mis dit vir min dinge. En jy weet ek community daai om tyd te maak en boundaries met werk. Wat vir my baie challenging is, veral as jy 'n entrepreneur is, dis baie moeilik. Ek dink daai tipe goed help. Ja. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Ek dink daar's baie vrouens tussen 25 en 35 wat 'n besigheid begin, net nou getroud is of begin met 'n familie. En ek weet ook uit my eie experience uit, dit is baie moeilik om al die verantwoordelikhede te juggle tussen verhouding, werk, sosiale lewe, al daai elemente. Wat het jy oor die laaste paar jaar al geleer om vir jou 'n gebalanseerde routine te bou, dat jy beide na jou liggaam, jou geestesgesondheid kan kyk, maar ook present kan wees as ma en as vrou, maar ook gedrewe as suksesvolle besigheidsvrou. Dit is 'n baie komplekse vraag wat jy nou daar vra. Hy's baie En daai layered. eenvoudige summary. Ek gaan vir jou sê, ek probeer elke dag nuut begin, want ek dink dit is so moeilik. So ek wil amper emosioneel raak, dit is moeilik om dit alles te balance. Want jy wil 'n goeie vrou wees, jy wil soos ministry werk doen, jy wil tyd met die Here spandeer, jy wil jou besigheid groei, jy wil en ek het nog laas jaar nog 'n gedeelte van die besigheid begin, so dit is basically 2 verskillendes en ons werk nog aan die roastery ook, so dit is basically 3 besighede. Jy wil super present met jou kinders wees, want ek voel dit is my grootste ministry. So wat het ek geleer oor die jare? Boundaries. Ek het nie boundaries gehad nie. Ek was net daar heeltyd vir almal. Soos as 'n kliënt message is ek daar. As die kliënt my 10:00 in die aand message, reply ek. En ek dink daar moet ek 'n firm boundary insit, because it was not on them, it was on me. Ek het nie die boundary nie. Hulle soos, ja, ek kan stuur. Sy reply 10:00 in die aand, daar's niks verkeerd daarmee nie. En toe ek daai boundary begin insit vir myself, toe dit soos 'n berg van my skouers af is. En 'n streng boundaries met myself. Dat is ek sê, okay, dis 12:15, ek gaan nou opstaan en daai wat ek vir jou gesê het, wat ek 'n matchaatjie gaan haal vir my. En ek gaan haal vir my matcha en dan stap ek gou
met niks, nie 'n podcast in my ore nie met musiek nie met en ja, ek het laas jaar 'n baie diep les met dit geleer, want ek was net go gewees. En ek het gedink ek rus. Ek rus omdat ek slaap. Dis ek sê nee. Rus en slaap is twee verskillende goed. So ek gaan vir jou sê dis moeilik. Dis moeilik, maar ek dink om boundaries te hê is maar die groot ding en net wat jy value. Ek sê dit altyd vir my kliënte ook. Mens dink jy value iets en dan kyk jy waar jy jou tyd en jou geld spandeer. En dan wys dit vir jou wat jy value. En ja, so daai is 'n baie moeilike vraag. Jy weet, elke dag probeer jy net nie so 'n framework vir jouself insit, maar as jy nie na jouself gaan kyk nie, gaan jy dit begin voel. Jy gaan dit begin voel en dan kan jy nie meer opdaag vir die werk en vir jou gesin en alles nie. So die cost is te groot om nie na jouself te kyk nie. En 'n stewardship ook, soos wat ons al gemention het. Wat ons gou 'n jaar terug het gesê, 'n jaar terug het iets gebeur. Wat het gebeur? Ek is nou presies 'n jaar terug, het ek siek geraak. En ek het 'n baie interessante verhouding met siek wees gehad, want na ek so baie siek was, het ek vir 8 jaar nie siek geraak amper nie. Ek was vir 8 jaar op antibiotika nie. Soos ek het gegou. Ek het gegou en ek het deur goed gedruk en as ek siek geraak het, was ek soos moenie worry nie, ek drink 3 green juices, I'm back on track going. En ek het net nie gesond geraak nie. En ek het deur dit als gedruk. Ek het presies hierdie tyd, so ek het die 7de Junie het my eerste produkte vir Salt Nutrition by die kantoor aangekom. So dit was in die tyd wat ek moet launch. Dit is die nuwe besigheid, jy werk maande daaraan, soos hierdie ding moet nou vlieg. En hier raak ek siek en ek kan nie uit die bed uit opstaan nie. Wat se siek was dit? So ek het pneumonia gekry. Wat dit veroorsaak het, weet die dokters tot vandag toe nie. Hulle kon nie 'n virus optel nie. Hulle het gekweek daar in die lab en alles gekyk. Hulle weet nie wat se virus my so siek gemaak het nie. My internis het vir my gesê uit al sy pasiënte uit kan hy nie verstaan hoe ek op my ouderdom en hoe gesond ek was, so siek kon raak nie. Soos dit maak nie vir hom sin nie. So ek was toe die 2de Junie in die hospitaal opgeneem. Ek is nog nooit in die hospitaal nie, behalwe vir my dogtertjie se geboorte in Japan, wat 'n heeltemal 'n ander scenario was. So dit was my eerste encounter in 'n hospitaal. Wat nogal scary was. Ek het 'n verskriklike lae bloeddruk gehad. Maar so laag, ek was hypertensive. So ek weet nie of jy lae bloeddruk het nie, maar as jou bloeddruk val, jy voel jy verloor heeltemal beheer oor jou lyf, jy is duiselig, jy voel jy gaan nou omkap. Ek het basically in daai tyd geleef. So hulle kon ook nie vir my pynmeds gee nie, maar dit maak my bloeddruk laer. So ek het heeltyd hierdie out of body experience gehad, het ek vir my man gesê, soos jy het nie control, ek kan nie control nie. Soos ek kan nie my arm op lig hê, ek kan nie voor my sien nie. En dit het my gesondheid het rock bottom getref. Antibiotikas wat hulle vir my gegee het ek 'n allergiese reaksie op gehad. So die een suster het op 'n kol, toe kan sy nie meer vat en hoeveel pyn ek is nie, toe kom trek sy die goed uit, alles. Al my organs, alles het net, my hele stelsel het ingestort. So die Here het soos 'n komme stop knoppie op my lewe druk en ek kon skaars self badkamer toe loop. En jou longe, as jy nie kan asemhaal nie. Is baie moeilik om te beskryf vir iemand wat nog nie, ek het dubbele longontsteking gehad en jy kan nie lug kry nie. So ja, dit was baie taaf. Het baie pyn gehad waarvoor ek nie kon behandel word nie. Ek is baie obviously ek wil alles die natural way doen en ek kon nie, want hulle het my heeltyd met kortison ingestort en antibiotikas probeer en ek onthou ek weet nie wat die eerste of die tweede nag was in die hospitaal en ek net vir hulle gesê het soos ek kan nie meer dit doen nie. Ek kan nie meer dit doen nie. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. En ek het nog nie vir baie mense dit gesê nie. Dink die mense weet hoe siek ek was nie. En daai was taaf. Daai was taaf en weer het vir my so 'n mooi prentjie kom gee waar
daar golf oor my kom en ek verdrink in die water. En hy sit sy hand in die water in en hy sê vir my, ek moet sy hand vat. En ek vat sy hand en hy hou sy hande agter hom uit en hy sê, loop dit saam met my. Just walk in my steps. En hy gee toe ook vir my 2 woorde daai aand, wat ek nie geweet het wat dit beteken nie. So ek het dit dadelik op my foon neergeskryf. En later toe begin unravel, soos wat beteken hierdie 2 woorde? En hoekom moet ek deur al hierdie gaan? Wat het my 10 maande gevat om te recover. En ek dink dit is 'n baie groot identiteit ding ook. As jy mense help om lewenstyl changes te maak en gesond te wees, nou sit ek aan die kant, dan moet ek jou help. Maar ek kan nie myself help nie. En ek het so probeer als my eie vermoë doen. Al die supplements gedrink, supergoed geëet, alles gedoen in my ability en ek moes surrender en vir die Here sê, soos ek het nou alles gedoen wat ek kan. Maar dit het baie lank gevat. Ek was soos nog 2 weke uit die hospitaal uit, kon ek eers om die blok loop nie. Maar dit voel ek kan nie, ek gaan in mekaar stort. So mense het baie vir my gesê, hulle het die kapasiteit en ek kon dit regtig nooit verstaan nie, want ek het redelik groot kapasiteit. Ek kan baie dinge handle. En toe weet ek hoe dit voel om niks kapasiteit te hê nie. Soos ek sou nie hierdie kon doen nie. Ek sou nie kapasiteit hê nie. Ek kon nie in social environments wees nie, want my senuweestelsel het gecrash. So as iemand my skrik maak, kry ek heart palpitations en dit voel of my bors gaan explode. So ek wat 'n baie lief is vir mense en gesels en ek kon nie dit doen nie. Ek kon nie langs die hokkieveld sit nie. Ek kon nie, en dit klink weird om dit te sê, ek het nie kapasiteit gehad om te praat nie, want my longe kon nie. So ja, ek moes rus. Ek moes leer om niks te doen. En ek onthou die 3de dag in die hospitaal, toe sê ek soos, wow, is hierdie hoe dit voel om nie in fight and flight te wees nie. Because ek het floreer in fight and flight. Soos, dit was my operating zone. En altyd gehardloop na goed toe ek. Soos, wil nie tyd mors nie, weet, ek wil produktief wees. Ek kan nie langs die netbalveld sit en nie 'n podcast luister nie, want anders mors ek tyd. En ek moes regtig leer om te kan in die seisoen wat ek moet launch, net te kan stil wees en rus en ja, so dit het my baie kom leer, my baie lank gevat om te recover, baie challenging was. Maar hier is ek. Ons is bly. Ja, en baie lesse geleer, baie. Ja. Wat, hoe het jou familie dit gevat om jou so te kan sien? Sekerlik was dit nie vir jou jong kinders en jou man maklik om jou en jy as die florerende vrou te sien in 'n plek waar jy so seer en so swak voel nie. Sjoe, jy vra nou net die regte vraag, né? Hy seentjie wou nie naby my kom nie. Hy wou nie naby my kom nie. Hy was bang om al die drade en alles te sien. En ek dink hulle het baie trauma rondom dit. My dogtertjie is tot vandag toe vreesbevange ek moet siek raak. Sy dink ek het hierdie met jou geshare, maar sy sit sy langs my en dan sê sy, wat se lesie het ons laas jaar geleer? Ons het geleer mamma moet rus. So hulle het baie trauma rondom met as hulle die pad na die hospitaal toe ook ry, as hulle altyd sê, okay, dit is die pad wat ons elke dag hospitaal toe gery het. So ek dink was vir hulle taaf, vir my man ook. Ek dink is taaf vir 'n man om sy vrou te sien. Jy wil haar help, maar jy weet nie wat om vir haar te doen nie. En hy moes die rol van mamma wees ook neem. Ek het amazing skoonouers. Hulle was godvallig daai aand daar wat ek opgeneem is, so hulle kon intree. Maar dis alles eraan. Al die verantwoordelikhede wat 'n mamma ook het, moes my man oorneem. En hy het obviously baie swaar gekry wat vir hom baie moeilik was, ja. Wat voel jy vir God vir jou geleer het in daai seisoen? Wat was die rede hoekom veral toe al so nou moet gebeur, soos jou produk met launch, al daai goed? Ek voel dis baie keer in daai oomblikke waar
jy die meeste druk het om te perform, wat Ja, God jou ja. dan die weakste maak, dat jy net wel bewus is van jou eie mortality. Maar as ek weet dat ek moet gaan om die lesse te leer wat ek geleer het, gaan ek los hande weer daardeur. Ek het die boek Ruthless Elimination of Worry gelees. En nou sê ek het nooit gelees hier want ek het nie tyd gehad om te lees nie. En ek het daai boek gelees en dit het my lewe verander. Ek het die waarde van Sabbath en silence en solitude en alles begin, die waarde van rus. Ek het heeltemal 'n ander verhouding met rus. Rus is nie meer vir my tyd mors nie. Rus is actually a necessity. Ek het so die woord wat die Here ook vir my gegee het is dat ek in captivity was en dat hy vir my wil peace gee. En ek was in baie tipe goed in captivity, in tyd. Ek was obsessed met tyd en hoe laat dit is en hoeveel tyd het ons om wat te doen. My foon, fear of disappointment, het vir my kom wys. Alles word gedryf deur fear of disappointment. Tot die fear of disappointing him, wat huge is. So al hierdie lesse kom leer. En ek love die space waar ek nou ook in is. Soos, laat ek nie skuldig hoef te voel as ek nie werk nie. Ek weet dit klink so weird, maar ek was so stuck in hierdie seisoen van my lewe wat ek net so go en achieving en doen goed dat nou kan ek 'n tapklas gaan doen in die middel van 'n werksdag en dis okay. En dit klink vreemd, maar dit was daai tyd vir my moeilik. So dis vir my lekker om te kan wees waar ek nou is, om my foon te kan wegsit. En ek het so 'n ding wat ek my foon blok van 7 tot 7. Ek noem dit my mini Sabbath. En weet jy wat? Niks gaan gebeur as ek nie reply ook nie. So net daai, en ek voel die Here het my so kom mature met eternity perspective. Ek dink dit is die grootste ding wat ek hier uitgekry het. Soos, gaan hierdie regtig saak maak. Soos, in die groter prentjie, wat maak saak? Soos, ons tyd op aarde is net so kort. Ons het 'n hele eternity saam met hom. Soos, gaan hierdie regtig saak maak. En ek dink dis so lekker. Dit my so mature met hoe ek goed in die lewe sien en wat ek value en jy weet as 'n produk nou 3 weke langer vat om te launch, dan is dit ook okay. Waar daai tyd was dit nie vir my okay nie. So ek love die vrede. Ek love dat ek my horlosie kan afval en net wees. Jim Carrey het die line van hy wens almal, everybody can experience rich and fame, so they could know that it's not all that. En ek dink daar's iets wat gebeur as jy met health of jy kom baie naby om dood te gaan of om 'n life-threatening ding te beleef. Dan gebeur daar iets met jou wat die eternity perspective baie real en surreal raak. En ek dink ek het nou na daai line toe gegaan want dis is ek wens almal, want daai boek was letterlik my pivotal point ook. Soos ek het met my hele journey was dit die boek wat ek gelees het en dit het ook my lewe verander, maar daar moes ook eers iets gebeur het vir jou om te besef, soos like die tyd wat jy opgee om die hockey game te gaan kyk of om jou tapklas te doen of om te gaan oefen of wat ook al te gaan doen of om te gaan stap, om jouself genoeg te ag en vir God genoeg te ag in sy perspektief in jou lewe om te besef dat hy is in beheer en hy is jou provision en hy is jou safeguard en hy is al daai goed. Want ek dink baie keer is dit omdat ons die verantwoordelikheid op onsself vat. Ja, 100%. Uit dit uit en die people pleasing mentality wat ons nou maar net het om soos jy mag nie nee sê nie, jy mag nie reply nie, jy moet dit doen, jy moet dit doen. En ek dink it's all man-made. En ek dink dis mens wil amper vir almal daarby te sê wat dalk nou nog nie in 'n life-threatening situation was of iets nie. Wil 'n mens half daai experience net kon laat download, dat jy die liberation voel van hoe dit aan die ander kant voel wanneer jy besef jy is nie verantwoordelik vir jou eie gesondheid nie. Soos jy self gesê het, jy het so gesond geleef en tog het dit gebeur. Ek was letterlik, ek I eat whole foods, ek was die fikste en die sterkste wat ek dink op my lewe was. Net voor ek siek geraak het. Dis wat die dokter se mind so geblou het. En die ding is as jy siek is, kan jy niks anders doen nie. Jy kan nie. Soos jy het amper nie eers kapasiteit om jou Bybel oop te maak nie. Ek
Ek kan nie daar vir my kinders, ek kan nie my kinders opgetel het vir maande nie. Ek het so baie spiermassa verloor. Ek kon nie my seentjie vashou en druk nie. Ek onthou so goed een keer by 'n partytjie toe Jagie, toe so 'n hond wat aangehardloop kom en hy wil in my arms inspring. Ek kan hom nie optel nie. Ek kan nie werk nie. Ek kon nie kliënte sien nie. Ek kon fisiese kliënte sien nie. Soos en dan besef jy die waarde van gesondheid. If you don't have your health, ek weet ek's 'n huge Forrest Frank. Ek weet nie of jy sy musiek luister nie. Maar hy het so een liedjie wat sê if you have your health and Jesus in your family, you've got everything. En dit is vir my so waar want jou health, alles vloei daaruit. En as jy nie jou gesondheid het nie en ek het ook hierdie perspektief van weet jy wat as ek 80 is, gaan ek terugdink en die besluite wat ek nou maak. Dit speel 'n baie groot rol in hoe ek dan gaan voel. Ons 'n massive verskil tussen 81-jarige en 'n ander 80-jarige. En baie keer ongelukkig is dit lewenskeuses wat ons gemaak het. En dis baie keer overworking. Ek is nie 'n huge fan van extremes nie. Geen extremes diet, geen extreme anything nie. En ek voel, mens voel dit as jy ouer raak. En ek het ook in die hospitaal, was ek die enigste jong mens in my hele gang. So die realiteit van oud word was so real. Die een oggend is die oom oorkant my oorlede en ek moes deur dit alles gaan saam met al wat ek kan doen. Ek het nie kapasiteit om TV te kyk. Ek weet dit klink snaaks, maar ek het nie gehad nie. En so ek het net na die mense geluister van die oggend tot die aand en ek moes hierdie familie hoor deur dit gaan. En afpop wat kom en my kinders wat dit gesien het en waar is die oomie langsaan want hy het nog grappies gemaak en jy weet soos net daai dit is so naby aan jou dat jy dit sien en ervaar en alles wat moet gebeur en ek soos eendag gaan ek oud wees en dis baie nader as wat mense dink. So om goeie keuses te maak is vital en keuses wat saak maak, jy weet, soos ek het hierdie sê ding so don't sweat the small stuff anymore. Soos ek kan nie my energie vir dit gee nie. Net die goed wat saak maak. Soos ek en jy voor die podcast bietjie gepraat het. Ek is die laaste paar weke werklik net bewus van, soos ek is nou 36 jaar oud en ek het nou, as die Here my spaar, nog 36 jaar oor. En as jy so begin dink oor die lewe, en die feit van, en dit is like graceful thinking, van die Here kan ons obviously enige tyd kom haal, maar as jy so besef dat hoe kort die lewe actually is, en ek weet mense sê dit nou ons nou baie, die lewe is kort en YOLO en gaan net vir dit, maar ek dink daar's 'n ander sense of urgency and respect wat jy in jou lewe introduce, as jy besef jy het net 'n finite amount of hours, minutes, days op hierdie aarde, en hoe jy dit spandeer. Ek dink ons sal baie minder Netflix kyk en baie meer sunsets kyk. Ons sal baie meer 100% klomp goeders doen wat ons nou so gradually ons tyd mee vul, net omdat ons nie daai bewustheid het nie. En ek dink daar's hierdie practice wat ek as deel van die Inside Out framework het, wat jy basically jou eulogy skryf. Jy skryf wat mense sal oor jou sê op jou funeral. En ek dink as jy dit wat in daai pages geskryf is, regtig elke dag opstaan en jy remind yourself dat dit is die persoon wat jy wil wees. Dis die karakter wat jy wil dra. As mense met jou praat, dis wat jy wil hê hulle moet voel. Daai die fokus maak en nie hoeveel steps jy kry. Nie dat daai goeders nie minder belangrik is nie, maar ek dink net ons fokus partykeer is op goeders wat so minute is in 'n ewigheidswaarde konteks. En ek dink ons moet elkeen net 'n practice kry, soos wat ook al dit vir jou mag wees, whether it's journaling, of dit nou stap op die promenade is, of bergklim, wat dit ook al vir jou is, maar daai grounded practices, net om ons constantly op a regular basis te remind van die lewe, die wêreld, alles is soveel groter as dit. Dat wanneer ons wel begin stres, dan is dit oor goed worthy van. Dis oor ons gesondheid. Daar's mos hierdie fancy catchphrase wat sê you've got 99 problems until your health is a problem and then you've got one problem. En dit is so waar. Soos jy kan niks doen as jy nie health het nie. Jy kan nie. Ek het net daar gelê. Ek kon nie vir myself kos kry nie. Ek kon nie vir myself water kry nie. Ek kon skaars alleen gaan piepie soos en al wat jy doen is jy lê net daar. En jy so, maar weet jy wat was ook mooi? Hoe ek besef die waarde van community. Want my community het next level ingetree. Daar was kos afgelaai, my kinders was opgetel.
En dan, so daar't soveel mooi uit hierdie uitgekom ook. Wat ook en dit is vir my so hartseer. Ek werk obviously met verskriklik baie vrouens. So my framework is baie vrouens en dan sal ek vir hulle vra, wanneer laas het jy iets gedoen wat vir jou lekker was? Of soos daai ding wat jy onthou jy toe soos jy in die hoërskool was en jy geverf het en jy dit gelove het. They just don't do it anymore. Dan is routine, is werk, skool, dis dit gaan net so. And we don't do the stuff anymore that lights us up from the inside. Yeah. This may be iets om te unpack. How do we get back to that point? Soos, ek vra altyd vir mense, wat was die eienskappe wat jou ouers jou altyd op gekomplimenteer het? Soos jy snaaks, of jy is altyd so goed om goed reg te maak, of jy maak altyd so mooi, of wat ook al, you know? En baie keer is dit die mees authentiekste weergawe van onsself, is wanneer voor die lewe sy dit misgehad het, voor social media ons begin beïnvloed het oor wat ons eintlik moet van nou en eintlik moet van doen, of eintlik moet doen met ons lewe, en al daai elemente. Was dit die ongerepte hartjie en brein, wat nog net kon leef van die binnekant af buitentoe? En dis die hele konsep van inside out is, om van die mees authentiekste version van hoe God jou gemaak het, om van daai punt af uit te lewe. Ja. Maar die vrouens wat na jou toe kom, wat in daai posisie is van, hulle het dit opgegee, hulle doen nie meer dit nie, hulle spandeer nie meer tyd aan die goeders wat vir hulle ook belangrik is nie, dis net kinders, man en werk. Wat sal jy vir hulle wil sê, of hoe kry 'n mens 'n thought process afgeskop in jou gedagtes, om net weer jouself genoeg te ag, dat jy wel vir jouself daai tyd gee om dit te doen? So ek gaan redelik diep met elke vrou, so ek gaan uncover of hoekom hulle dit nie vir hulle self gun nie. Soos wat se leuen lê daar. So ek gaan kyk waar na leuns en goed wat jy vir jouself vertel wat nie die waarheid is nie. Baie van hulle wat ek glo is ook 'n leuen. In vandag se tyd sê hulle dit tyd hê. En ek glo jy het 'n verhouding met tyd. So almal het 'n ander verhouding met tyd. Party mense sal nooit tyd hê nie. Vir niks. Maybe they just don't value it enough. Of hulle sê heeldag vir hulle self hulle het nie tyd nie. Of party mense het tyd. Maar hulle gebruik hulle tyd super wisely. So ek gaan kyk altyd soos, okay, waar het ons 'n bad habit wat tyd steel? En dan vervang ons dit met 'n goeie habit. En ek dink die grootste ding vir daai vir enige persoon is om klein te begin. Jy hoef nie elke dag te gaan buite stap nie. Soos begin met 2 dae 'n week, 10 minute. Doen ietsie wat ek voel net dis wat mense aan die ander kant toe kry, maar die moeilikste ding is om te begin, hè. Dis om daai eerste matcha te gaan haal en te gaan stap. Verstaan, dit is nie want die idee daarvan is nie ek gaan tyd mors of wat ook al. Just as jy voel jy wil gaan gym en 'n podcast gaan luister, begin met 1 of 2 keer 'n week. Gaan commit vir 20 minute of 15 minute. En ek voel dis hoe ons daar kom, want dit voel soos 'n berg. So ek sou sê tussen die leuns te uncover en tussen 'n bietjie van 'n mindset renew en soms net 'n bietjie van 'n push. Kom vrouens daar en love hulle dit. En dis soos ek nou met die tab, and I just don't miss it. As iemand my Vrydag 10:00 wil sien, sê ek vir hulle, sorry, I'm not available. Jy weet, maar dit het tyd gevat om daar te kom. En ek dink dit is ook maar, dis 'n muscle wat jy oefen. Hoe meer 100%. keer jy nee sê vir die ander ding om daai ding te gaan doen, hoe meer oefen jy daai muscle om jouself te respekteer om daai te doen. Hoekom dink jy dra vrouens soveel guilt en shame wanneer dit kom by health and wellness? Hoekom is daar so baie pressure? Ja. Jy vra goeie vraag. Ja, ek dink dit is 'n baie komplekse vraag. Ek dink ons baie trauma. Ek dink dit kom van kleintyd af. Ek kom baie keer ongelukkig van die ouer huishouding af, die ma se verhouding met kos. En ek dink er word soveel by vrouens gesteel omdat daar so contradictory nutrition advice is. Soos, moet ek nou keto, moet ek nou carnivore, moet ek nou vegan, moet ek nou wat moet ek doen? En die een oomblik is oats goed vir jou en die volgende oomblik is oats super sleg vir jou. Soos, wat moet ek doen? Ek weet nie, en dan los ons dit maar net.
ek persoonlik glo nie in calorie counting spesifiek vir vrouens want ek glo dit raak soos 'n obsession. En dit consume jou mind en afweeg. So ek probeer altyd die skills rondom dit leer, eerder portions doen en goed wat net baie meer bevrydend is. So ek dink is net there's too much noise, there's too much Instagram, want die een sê dit, die ander een sê dit en obviously ek het ook 'n approach. So my approach is weer nie iemand anders se approach nie, maar ek probeer dit. Ek het actually gister hierdie gesprek met my sussie gehad ook, waar 'n vrou vir my gesê het, sy voel kos bring soveel spanning in haar huis. So nou sy gespanne oor die kos, want sy weet nie regtig wat sy moet eet nie. Nou bring dit spanning op haar kinders, bring spanning teen haar man. So eweslik is 'n hele home environment daarmee heen, want niemand weet wat hulle moet eet of is dit nou goed vir my of is dit nou sleg vir my nie. En die spanning wat dit in die huis bring en ek sê if I think of life in abundance en wat die Here vir ons kom gee het, is dit nie dit nie. So ek love bevryding rondom kos en sê God made food into God made bodies. Iemand my sê kan ek 'n piesang eet? Dan vra ek vir hulle, is it God made? Ek weet dit is genetically partykeer gemodify en goed het verander. But still, rather that than a fucking knickknack so staan sê eet die piesang. Die piesang gaan niks aan jou doen nie. Inteendeel gaan vir jou potassium gee. So net rondom dit teach ek altyd portions want ek dink dit maak 'n verskil. We tend baie overeating, baie partykeer portion ons net nie reg nie en dan wil ons elke 2 ure eet omdat ons die gesonde vette bygesit het. So partykeer is dit bietjie prakties. Maar ek dink vrouens se goed kom van trauma af. Ma's wat altyd op 'n diet was. Veral millennials se ma's. Almal was op 'n diet altyd. I mean, ek dink die vrouens weet wie hulle is hulle nie diet nie. So rondom dit en oral Instagram, oral al die we just don't know what to do anymore. En ek dink ek is so geseënd dat ek so confident is in wat ek glo en hoe ek eet in my approach, want ek love die bevryding rondom dit. En ek sien elke dag wat dit doen vir vrouens en wat dit beteken dat jy kan eet in vryheid en nie skuldig voel om te eet of Hoe terwyl jy nou so gepraat, ek het 2 baie prevalent vrae, maar die een is jou situasie het jou gelei tot 'n ander perspektief van hoe jy kos sien. Ja. Maar hoe gaan 'n mens te werk om 'n gesonde verhouding met kos te kweek? Want ek dink of jy nou man of vrou is, ek dink ons persepsie of sien van kos is either deur trends gedrewe soos matcha, wat soos like culturally hacking dit en dan is dit die craze. Maar ek weet dit was dan die Atkins diet, dan sit dit, dan sit dat like al die fads of jy het nou gepraat het van die verskillende perspektiewe wat soos jy kan letterlik op een ou se YouTube channel gaan en 'n thumbnail sê koffie is sleg vir jou. Die ander thumbnail sê koffie is amazing vir jou. So like daar's soveel baie contradicting statements. So jy daai aan die een kant social media noise, dan het jy jou eie childhood trauma van mamma wat gesê het jy moet meer of minder eet en daai tipe goed of jy's gespot of so. So daar's actually baie goed wat 'n baie groot rol speel van hoe ons kos sien en is iets wat ons 3 keer 'n dag suppose om te doen. So dit is kind of a big deal. It's kind of a very big deal. En jy gaan dit nog die res van jou lewe Jy gaan basically dit nog vir altyd moet doen. So as die prentjie is, hoe kry ons 'n beter frame of mind om kos te kan sien? Moet 'n mens eers stop en net soos dink soos wat sit ek in my liggaam of like where do we start? Is it meer psychological? Is it meer physical? Oh, sorry, kappie gemaak. Okay, ek het 'n baie goeie voorbeeld en it comes to mind. Ek het nou met 'n amazing vrou gewerk wat baie gesukkel het met haar verhouding met kos. En ons het dit het so mooi kom heel en ek kan net uit haar experience uit. Ek is gelukkig om 'n baie goeie verhouding met kos nog altyd te hê. So ek dink uit haar raamwerk uit ek dink om jou why is meeste dinge in die lewe. Eerste ding, why do you want to be healthy? Soos hoekom sal jy wil gesond wees? En dan om te besef alles wat jy in jou mond sit gaan kommunikeer wel met elke liewe geen, met elke liewe bakterie in jou lyf. So dis actually so belangrik. Dis soos kommunikasie wat ons konstant insit in jou mond in. En ek dink as mens daai besef, soos byvoorbeeld as ek blueberries sien, dan sê ek soos, oh great, okay, hier's antioksidante, soos ek het 'n ander mindset, maar obviously almal het dit.
ek sou net sê, gaan eers gaan sit met why do you want to make healthy choices? Want as dit nie gedryf word deur dit nie, as dit gedryf word deur daai revelation wat ek gehad het om soos 'n trophy te lyk, kan ek sê vir jou, ek het al geëet om soos 'n trophy te lyk en dit was net vir my troue en ek was so tinkie maar ek was so siek gewees. Ek het 'n maagseer gehad. Ek kon nie eens eet op my eie troue nie. En obviously dit was stres en trek en alles. Dit was nou nie net outomaties verloor mens maar gewig, maar health is a feeling. It's a feeling of feeling healthy. En ek dink om regtig te gaan sien, die wêreld klap hande vir trofees and they love it when you look a certain way, but that doesn't mean you are healthy. So health moet jou number one wees, nie the way you are look nie. En ek voel as ons begin eet vir health, gaan jy outomaties in jou natural body frame in. En dis wat ek sien. Ek meen dis wat ek doen vir 'n lewe. Ek sien dit hoe mense net in hulle natural body shape stelselmatig, nie met 'n quick fix nie met 'n extreme nie, net oor tyd, oor 'n jaar terugkyk en dink, "Oh my goodness, al hierdie klein goed en hier voel ek goed en ek's in 'n goeie space met dit." So ek dink om anders te begin dink oor kos, dink aan stewardship. Dink aan longevity. Jy weet, soos dit wat ek nou eet maak saak. Dink aan wat vir jou belangrik is in 'n seisoen. As jy hierdie werk moet doen, jy het energie nodig en jy gaan voel as jy gaan meer God-made food eet en meer gebalanseerd eet, gaan jy meer energie hê. Ek dink vir baie vrouens is dit om mans om wel te eet. Dus jou liggaam het 'n circadian rhythm en hy hou van consistency. So eet actually die maaltyd. Jy weet, jy kan nie altyd net al die maaltye skiep behalwe as jy intentionally fast. So 3 maaltye 'n dag. Begin anders dink oor kos, leer oor kos. Wat doen die kos vir my? So dis wat ek so vir my kinders altyd probeer doen. Soos my dogtertjie is so cute, dan sê ons vir, "Okay, hoekom eet jy peet?" Dan sê sy, "Ja, want my bloed moet goed vloei in my liggaam en dis vir bloedsirkulasie." Jy weet, net soos it is so amazing once you realize wat het God als in hierdie kos gesit. Om ons te laat goed voel. Toe my bloeddruk so laag was, het ek liters beetsap uitgedrink en dis wat my gehelp het. Want dit gaan kommunikeer. So ek dink om my mindset te hê van kos is nie net om jou maag vol te maak. Dit is actually daar vir 'n funksie en 'n funksie uit te rig. Ek weet nie wat dit is, baie tegnies dalk, maar soos as mens daai mind shift het, ek sien net hoe vrouens begin geniet om te eet. En net obviously dan leer ek hoe porsies werk. En dan begin ek kos geniet en 'n verhouding begin genees en ek is net just stop all the diets. Ek het die term bio-individuality. We all created differently. So die vegan diet kan great vir my werk, maar jy wat nie kan B-vitamins methylated nie, jy kan nie dit doen nie. Moenie vlees vir my hoor. Dit gaan nie goed wees vir enige van ons nie. Maar verstaan jy, soos almal dink omdat dit vir een mens werk, gaan dit vir almal werk, maar dit is nie so nie. Soos jy moet self gaan uitfigure, shit, as ek mielies eet, voel ek goeie. Maar dit wat mindfulness en dit wat intention en dit wat present wees. So dit is 'n komplekse ding, maar once you arrive, you will never arrive, but once you start feeling the feelings en jy begin goed voel, then it changes. Dis kompleks soos jy sê, maar ek dink dis kompleks, maar dis terselfdertyd so eenvoudig in sy complexity en simply flourish, maar letterlik, ek dink dit is die woord wat vir my uitstaan is verhouding. Soos ek dink nie ons het nie 'n verhouding met kos nie. Ek dink baie keer frame mense dit in 'n certain way van dit is ek dink as jy 'n sekere tipe leefstyl leef en jy eet baie uit want dis net deel van jou sekulêre werk en al daai tipe goeders, dan sien jy dit as entertainment en dit is deel van dit. En as jy nie noodwendig weet wat die kos vir jou doen nie, dan is dit net iets dit maak jou maag vol, soos die term wat jy daar gebruik het. Maar as jy voel jy het 'n verhouding met dit, soos jy moet dit verstaan, dit moet jou verstaan, jy weet hoe jou liggaam interakt met sekere kosse en hoe nie. Dan is dit gee dit 'n ander layer. Dis die een ding en die stewardship. As die verhouding nie vir jou werk nie, dan het jy verantwoordelikheid. Dan moet jy besef soos maar jy is 'n tempel en jy moet vir dit sorg. En of dit maak nie saak of dit jou langer laat lewe of korter laat lewe nie. Dis 'n act of discipline en obedience. En dan reframe dit bietjie anders. Dan is dit soos daai piesang is deur God gemaak en is op hierdie aarde gesit en hy het deur een of ander supply chain by my uitgekom, maar dis deel van creation en dit is special en dit is uniek en dit is groot. En
die ripple effek van dit. Ek dink dis wat my werk so verskriklik rewarding maak. Is wanneer mense begin beter eet en die pa kom in en almal begin beter eet en beter voel, dan sê ma's my, ja, my kapasiteit is soveel groter. Ek's nie meer ongeduldig met my kind in die middag nie, want ek voel goed. Soos daai tipe goed begin dit so rewarding maak of 'n vrou het nou 'n maraton gehardloop en sy het een van my produkte gedrink en sy sê net vir my soos ek kry nie meer krampe in die aand nie, Manet. Dit is so lekker. Soos daai goed ek is soos guys, it's so real. Soos besef soos dit wat mense insit het so groot effek op hoe jy gaan voel en dit jou calling in die lewe om dit uit te leef. So dis hoekom ek so passionate is oor, want ek glo net God care deeply about our health too. Soos hy wil hê ons moet goed voel. Die ander vraag wat ek nou Ja. gesê het, ek het 2 vrae, is Ja. ek kom met baie gesprekke wat ek met vrouens het in hierdie stadium van hulle lewens, is die hele perspektief van om te beplan rondom kos en families. En ek kan nie vir jou sê hoeveel keer as ek vra wat maak jou ongelukkig of wat gee vir jou stres nie, dan sit soos om uit te werk wat hulle die aand moet eet nie. 100%. En as ek 100%. net vat in my eie kinder daar uit ook, is dit ook 'n term wat my ma redelik gereeld Ja, gebruik het, is ja. soos sy weet nie wat se Ja, kos om te maak. ja, En toe was dit ja. nog rysvleis en aardappels daar. Ja. So jy moet nog 3 goeters gedink het. Ja. Maar in vandag se tyd, net prakties hoe jy in jou gesin met hierdie mentaliteit wat jy het, hoe beplan jy jou meals? Is daar 'n spesifieke roetine, ritme, is dit seisoensgebonde, like hoe approach jy dit in 'n gesonde manier? Ek dink daai is een van my grootste struggles. Ek het letterlik gister met 'n vrou daaroor gepraat. So wat ek altyd doen is hang af van jou tipe persoonlikheid. Party vrouens love 'n spreadsheet wat geshare word met 'n man. Ek dink die idee van planning is baie meer overwhelming as wat die daad actually is. Want dit kan jou actually net 10 minute vat en op 'n Saterdag of wat ook al en jy skryf dit gou uit. Maar ek love 'n framework. So hoe ek dit doen is ek sou sê, ek maak dit baie eenvoudig in hierdie seisoen van my lewe. Ek kook op baie eenvoudig. Ek soos as jy lasagne wil hê met jy Woolies toe gaan. Ek gaan nie in my huis nou lasagne eet nie. Maar soos Maandag sinema is ek werk dit op die protein side. So sinema Maandag is meatless Monday. Okay, so dan sal ons soos vegetable soup met lenties of whatever dit kan wees, okay? Dinsdag is hoender. So wat ook al, of dit hoenderstukke is of dit hoender fillets is, wat ook al, maar die hoender is gekoop en die veggies is daar. So wat ook al ek moet dit doen, want ek altyd 'n pakkie maalvleis. So of ek frikadelle maak, of ek spaghetti bolognese maak, of ek patties maak, daar is maalvleis. So net om en dan gaan ek so aan vir die week. So net om daai in die yskas, want die grootste probleem is om net in die yskas te hê en reg te hê. Dan kan jy enigiets daarmee doen. Ek love daai framework, want dan weet ek wat ek moet koop en ek koop altyd seisoonaal, so wat ook want ek koop by markies. So wat ook al veggies in seisoen is daar, wat vrugte in seisoen is daar. En dan maak ek so kos, so whatever veggie daar is, en dan die proteins is klaar uitgewerk vir die week. So jy hoef nie te dink, wat kan ek vanaand? Jy weet, okay. Woensdag is maalvleis. Wat kan ek met maalvleis doen? Dink gou, Google gou vinnig healthy, whole food mince meals en dan kyk jy daar kom 4 meals op en daar's jou opsies en jy maak dit net minder dinkwerk, minder van daai. En ek dink die beplanning self wat ek met my kliënte doen is ek vra vir hulle, hoekom is beplanning belangrik vir jou? En dan gee hulle vir my 'n rede. En dan hou ek aan hoekom vra. Tot ek hulle nie meer kan drill nie. En dan sê hulle, want as ek beplan, voel dit, wat ook al ek voel, ek het minder angstigheid in my lewe. En dan sê ek soos, maar hoekom beplan jy dan nie? Jy weet, as die cost so groot is om die te beplan nie. So dit is soms net om, en dan 'n framework vir jouself te skep. Maak dit maklik. Dit is wat ek doen, dis wat my kliënte doen, en dan is net minder dinkwerk. Die tipiese punt waarby ek wil kom is, hoekom kom vrouens na jou toe? Like, wat is dit wat gebeur binne hulle, of wat is die punt wat hulle bereik, wat hulle voel hulle moet uitreik na jou toe? En dan, hoe lyk daai gesprekke gewoonlik? Is dit dat hulle nie voel hulle leef gesond genoeg nie? Is dit dat hulle liggame nie gesond voel nie?
Hoekom sal mense na jou toe uitreik en hoe lyk daai gesprekke? Gewoonlik baie moedeloos. Ek weet net nie meer wat om te doen nie. Ek weet nie na wie om te luister nie. Sukkel ek hang af wat se kliënte, baie keer is dit onderaktiewe skildklier, baie keer is dit 'n swangerskap, baie swanger kliënte wat ek love om met swanger vrouens te werk. Postpartum baie, en dis baie keer baie moeilik. Jy weet, wat eet jy in 'n postpartum seisoen van jou lewe? Maar ek sou sê net moedeloos, het te veel diets al probeer en nou is hulle op 'n punt. Ek hou van om kliënte in te vat wat reg is vir change. Jy weet, dat jy moet amper half op rock bottom wees om te sê, okay, I'm ready to make. Ek sê altyd, baie mense wil gesond wees, maar min mense kies dit. Sure. Dis 'n besluit, want dit is nie die maklike uitweg nie. Die maklike uitweg is, jy weet, die vinnige convenience goed. En dis wat die Here eendag vir my gesê het. Hy het my gesê, "Are you willing to give up convenience?" En dis baie met kos ook. Jy weet, dis baie convenient om net die vinnige goed te vat. Maar is dit nie maar altyd so in die lewe, die goed wat dat jy die ekstra effort vat, is die goed wat so rewarding is. So ek sou sê dis die vrou wat aan my toe kom, is net sy weet net nie meer nie en sy het net 'n cheerleader nodig. Ek glo dis deel van my werk en deel van my calling actually om 'n cheerleader te wees. En iemand wat net in hulle glo. Sê jy kan dit doen. Ek weet jy kan dit doen. En ek stap die pad saam met jou. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het 'n ruk terug 'n kliënt gehad en toe sê ek vir jou, ek is so flippend trots op jou. En sy het soos my gestaar. En na die tyd stuur sy vir my 'n boodskap, toe sê sy, jy's die eerste mens in jare wat vir my sê hulle is trots op my. Sure. So ek dink om regtig 'n cheerleader vir iemand te wees en om in iemand te glo en om 'n boodskap te kry om te sê, kyk het ek gemeal prep vandag, of jy weet, ek het klaar my aandete geprep. Niemand anders gaan so excited wees oor jou kos as ek nie. So ek dink dis deel van dit, om te luister, jy weet, in coaching. Partykeer wil iemand ook net gesels. So om te luister, te cheerlead, daar te wees, en net bietjie te guide. En ek voel, almal weet wat hulle ultimately moet doen. Sy het om hulle te help om te kry wat hulle weet hulle moet doen. Hoekom dink jy is vrouens daar? Hoekom is hulle op so 'n plek waar hulle so leeg is, waar hulle so, mense wil amper die woord deprived gebruik, van, want jy het iets soos cheerleading met, soos ek voel ook, ek het die gift of encouragement meer as enigiets anderste, en dis hoekom ek die werk doen wat ek doen. En ek besef ook, van 'n manlike perspektief af, is dit ook partykeer al wat 'n ou nodig het, is iemand wat sy grootste supporter is. Maar as ons spesifiek kyk na jou kliënte en met die vrouens met wie jy in aanraking is, soos, dink jy dis 'n societal issue? Dink jy dit begin by die verhoudings wat ons in is? Like, wat dink jy bring vrouens tot op 'n punt waar hulle voel hulle is leeg en soek? Comparison. Sure. Constant comparison. Daar is diep. Ja. Social media, mama's by die skool. Jy weet, my baba kan op 6 maande regop sit, die joune kan nie. Dit is net hierdie constant comparison. Heeltyd, non-stop, and it's stealing so much. In alles. Ek meen, ons is rarig, ek voel net, dit is wat die meeste steel, heeltyd. As ek waar almal is, lyk ek soos wat ek moet lyk. Ek weet nie, dis net, ek dink comparison. Voel dit is iets waarmee jy nog sukkel, of voel jy het redelik deur dit gewerk? Ek dink is human om te wil compare. Ek dink ek is, nou alles waardeur ek is dink ek is op 'n beter plek, baie met dit. Ek dink ek het baie met die besigheid. Nie so erg myself nie, soos hoe ek sinema lyk of hoe ek gedoen nie. Ek dink ek het baie, ja, ek wil ook wees waar ander entrepreneurs sinema is of so, en ek het net besef my journey is my journey. Maar ek dink is 'n menslike ding. Ek dink dit is so, maar ek voel ek het al baie van dit. Ek dink laas jaar het baie die eternity perspective. Het baie van dit kom afbreek. Maar ja, dis moeilik, dis daar. Dit
Ja. Jy het voorheen vir my genoem, dat jy sukkel met teleurstelling. Ja. Waar dink jy dit begin? Eerstens. Okay. En Ek kom jou goeie leier verhaal weer. en tweedens, hoe het jy al deur dit gewerk? Want ek voel die rede hoekom ek nou vra Ja. is ek voel baie keer in ons lewe het ons net so theme. It's just a theme, whether it's good or bad, en partykeer is al beide, partykeer is al meer as een. Maar as recurring themes wat jy net in jou lewe agterkom, hierdie is nog iets waarmee ek moet deel, of dit is prevalent in my verhoudings, of die manier waarop ek by die werk opshow, of sulke tipe goed. En knowing wat dit is vir jou, soos eerstens is amazing dat mense discover en jy kan actually daarmee deel, want ek dink jy maak baie skade as jy nie dit doen nie. Ja. Maar ja, hoe het jy al daaraan gedink? Waar kom dit vandaan en hoe deel jy daarmee? Okay, so die rede dat my kom bys in die hospitaal laas jaar, so is nou presies 'n jaar terug. Dat al my goed gedryf word deur fear of disappointment. En ek het dit legit nie geweet nie. Soos ek het nie dit geweet nie. En toe dit klik, toe sê ek soos, "Ouma, weet jy, vir goed maak sin." Dit kom al van kleintjie tyd af. Ek wil nie my ouers teleurstel nie, ek wil nie my juffrou teleurstel, ek wil nie en soos wat ek ouer geraak het, het ek soveel druk op myself gesit. Ek wil nie my man teleurstel nie. Dit was baie diep, so ek wil net alles vir hom doen, soos hy moet net super trots wees op my. Ek wil nie my kinders teleurstel nie. Wil nie my kliënte so ek het in die hospitaal gelê en dit was soos dag 2, ek dink dag 2 of 3, en ek het vir my man gehuil en ek het gesê, kan jy net al my kliënte boodskap? Soos ek is so jammer, ek kan hulle nie nou coach nie. En ek het so skuldig gevoel want hulle gaan nou teleurgesteld wees in my. Sure. En hy het obviously nie dit nie. So hy kyk vir my, hy sê, "Waarvan praat jy?" Ek sê, "Ek stel hulle nou teleur want ek kan nie daar wees vir hulle, het my nodig." My kinders het my nodig, jy weet. En toe begin ek het obviously baie tyd gehad om te dink terwyl ek siek was, want dis al wat ek basically kon doen. En toe kom ek dit agter is van my kinderdae of so. Is my ouers so. Ek dink dis my diepste seer as ek hulle moet teleurstel. Was daar 'n spesifieke moment wat jy dink dit getrigger het? Ek het dan probeer dink aan dit en ek dink ek kan 'n moment pinpoint nie. Ek weet nie of dit omdat ek die derde kind is, ek weet nie of dit 'n effek kan hê. Ek dink my boetie was my jongste boetie was baie siek in die hospitaal toe hy klein was, verskriklik baie siek. Ek weet nie of ek daar outomaties daai ding ingeskop het van okay, wel ek moet die en ek het altyd hierdie sens gehad dat ek die pilaar moet wees. Jy weet, soos ek moet alles bymekaar hou. En ek het dit laas jaar gevoel soos wie dink jy is jy? Jy weet dat jy alles bymekaar moet hou. En dit het baie release in my want nou en dit is nog steeds my struggle, maar nou soos coach ek myself. Dis ek soos dis okay. Want ek voel dit tot met my dogtertjie se onderwyser, toe ek al laas jaar moes ek haar, toe sy ook siek, in die tyd ek siek is, toe is dit assessering, graad 1. Toe was ek uit die skool uithaal en die juffrou was so ontsteld geweest daaroor, want, of nie ontsteld nie, maar soos sy het gesê, dis assessering, jou kind, nou voel ek stel die juffrou, ek soos nee. Soos, mens kan nie al hierdie op jouself dra nie, en baie van my besluite was, hence die 10 reply in die aand, want ek wil jou tog net nie teleurstel nie. En, ja, en ek voel net soos, ek is nie die savior nie. Hy is die savior. So, ek gaan nie probeer in haar rol intree nie. Ek dink die swaarste van dit als, was die oomblik toe ek besef dat ek nie God teleurstel nie. En ek het daai gedra, wat flippend swaar is om te dra. Want dan is jy op 'n constant performance type level, en daar so 'n liedjie wat gaan, ek dink is Elevation Worship, wat sê, it doesn't take a trophy to make you proud. Wow. En elke keer as ek al liedjie luister, dan bars ek uit in trane, want ek soos, dankie tog, jy weet. En ek sê, ek weet nie hoekom ek dit dra nie. Ek weet nie hoekom ek so swaar dra daaraan nie, maar
is nou nog eers 'n jaar, ons werk nog aan dit. We're getting there. We're getting there, maar dit is wat jy sê, soos as jy dit ten minste net weet en besef. Jy weet my man gaan nog steeds unconditionally wees, my kinders nog steeds unconditionally en ek dink wat die Here vir my gewys het is soms moet ek teleurstel. En dis okay. Ek dink nee, soms is dit okay om teleur te stel. Dit was die ding. Even om nee te sê vir 'n kinderpartytjie, dan is die mamma soos rarig, kan jy nou rarig kom nie, kan jy nie 'n plan maak soos dan dadelik dan moet ek net sê ja, ek kan nie. Jy weet, Dis my so erg dat ons so sukkel met daai, want dit is asof ons almal se opinies en se perspektiewe hoër ag as ons en dan voel ons moet perform teen hierdie matrix en dan is dit vir my ook ironies dat jy het nou gesê het ons nie vir God wil disappoint nie, is dit soos dis die een persoon wat ons net aanvaar soos ons is, soos bonatuurlik aanvaar net soos ons is en ons kan niks doen wat om impress nie of niks van ons performance is enigsins rooted in dit wat ons kan regkry nie. En tog voel ons daai obligation so teenoor net die mense om ons dat ons kan tog net nie teleurstel of disappoint of iets verkeerd doen of so nie. Ja, daai performance driven, dis baie moeilik. Ek dink even vir my wat so half op die stage groot geword het. Soos ek dink dis hoekom dit so veilige lekker plek want ek kon perform en my maale was trots. Jy weet soos ek het dit gelike. So om daai space te hê van as jy siek is en in die bed lê en niks kan doen nie, soos they still love you, they still proud of you, soos jy hoef nie te perform vir iets en goed te achieve en ja, wat ek dink net mense wat so performance of driven is sal dit kan verstaan, want dis nie altyd maklik nie. Veral nie in vandag se society met social media nie. Ja. Waar kan vrouens jou in die hande kry? Hulle kyk die podcast, hulle like wat jy sê, hulle glo in wat jy doen. Waar kan hulle jou kry? Okay, so hulle kan maar my website kry, so www.simplyflourish.co.za. Op Instagram, Simply Flourish Health, of Salt Nutrition, is my nuwe nutrition brand wat ek laas jaar gelaunch het uit die hospitaalbed. Okay, dis nog 'n amazing testimony, amazing story. Ja, ek het actually 4 jaar terug het ek 'n idee gekry van die Kiddies Protein Powder. En die dissipline en die geduld wat dit gevat het om dit eers 4 jaar daarna te launch. Sure. Toe die tyd reg was. En nooit het ek gedink dit gaan 'n hele nutrition label raakie. En altyd het ek het geweet ek dink te klein. Dus ek het geweet dit kan soveel groter wees as wat dit is, want ek chat elke dag met mense. So ek weet wat hulle wil hê en wat hulle produkte wil hê. En in Japan het ons sulke lekker kiddies produkte gehad. Toe kom ek Suid-Afrika toe, toe lees ek die labels, toe ek soos ek wil nie hierdie goed vir my kinders gee nie. En toe ek sê, okay, maar kom ek doen dit. Ja, daar was 'n baie groot leap of faith. Want ek het gevoel dis alles te groot vir my. Soos van dan moet jy moet packaging doen, jy moet formulation doen, jy moet met 'n SAPRA persoon werk om seker te maak jy het al die regulations en toe stuur 'n vriendin vir my, soms sit die Here jou in situasies wat te groot is vir jou, dat die glory na hom toe kan gaan en nie na jou toe nie. En in daai oomblik toe weet ek, hierdie is wat ek moet doen, want ek kan dit nie in my eie strength doen nie. En amper 'n jaar later en ons sit op ons 4de produk wat genade is. Dit is amazing. En is amazing om in die testimonies te hoor. Ja, dis Salt Nutrition. Ja, en daar is ook, ek het altyd 'n scripture op en daar is Proverbs 31 is agterop die nuwe vroue produk. So ek kon is altyd genade. Ja, so dit is die ander gedeelte, die ander leg van die besigheid waar ek nog baie groei en leer en ja, wat ek baie geniet. Baie geniet, ja. Wel, ek wil vir jou sê, ek is baie trots op jou. Dankie. Ek weet wat dit vat om 'n besigheid te begin en ek dink jou storie is so inspiring vir my. Ek dink ek bly 'n vriendin het ons geconnect. Shout out vir Ineke. En die van die eerste oomblik wat ek net hoor hoe jou perspektief is rondom gesondheid, het my letterlik na daai oproep uitgedaag om myself bietjie vrae te vra oor hoe ek nutrition, health sien, hoe ek kos sien, hoe ek
dink daaroor en in eenvoudige terme hoe jy net die God food for God's body is so eenvoudige ding soos as jy in Woolies rondloop en jy kyk vir iets om daai vraag vir jouself net te vra soos is daar baie preservatives hierin of is dit all food en ek soos dit is dis amazing werk wat jy doen en ek is dankbaar dat ons die gesprek met jou kon hê en dankie dat jy jou hart gedeel het en ek weet dit gaan baie vrug dra daar buite so ek is regtig dankbaar dat ons die gesprek kon hê. Dankie dat jy my die geleentheid gee. Ek dink is so full circle moment vir my om vir die eerste keer actually in publiek my storie te deel en vir mense my storie so openlik te vertel. So dit is my presies 'n jaar later. So dit is net so 'n full circle moment. Dankie vir die platform en dankie vir die werk wat jy doen. Ons is bly ons kan deel wees van jou journey. Ja, Dankie. lekker, dankie.